Ons is besig met die woord, met die kompaswoorde en almal het my gevra ek moet gaan hoor wat wil die Here vanmôre vir ons sê hierso. En uit die 5 kompaswoorde is 5 kompasskrifte gevat vir die jaar en Knowing Jesus is die een wat vir my uitgestaan het. So vanmôre wil ek so 'n bietjie gesels oor, ken jy Jesus? Do you really know Jesus and what he did for you? Wat hy gedoen het en deur het my mooi prentjies gewys, hierdie rooi draad wat hier lê is nie omdat ons nie weet hoe om netjies te wees nie, dis omdat hy moet wees, want dit is wat die Here my gewys het in die prentjies, so dit gaan alles nou mooi sin maak. So vanmôre is ons hier en ons gaan die kompasskrif waarop ek wil fokus is Knowing God. En die skrifgedeelte waarna ons kan heen gaan is Johannes 14 vers 1 waar hy sê, Do not let your hearts be troubled, distressed, agitated. You believe in and adhere to and trust in and rely on God. Hier is Jesus wat met sy disippels gesels. En mense moet die konteks verstaan van hoekom hy dit sê en hoekom hy hierdie spesifieke woorde gebruik. Hy is besig om met hulle hierdie goed te deel terwyl hulle om die tafel sit by die laaste maal 'n paar ure voordat hulle hom gaan verraai en hy gaan gekruisig word. So die omstandighede waarin hulle sit is nie iets wat hulle noodwendig verstaan nie, maar wat Jesus reeds verstaan. Want hy deel met hulle in daai aand daar om daai tafel, deel hy weer vir hulle dat hy gaan kruis toe gaan. Hy gaan doodgemaak word. Hy gaan nie meer daar wees nie. In a little while you will see me no longer. For I'm going to my Father's house. And in my Father's house there's many rooms. So hy sê vir hulle, hy gaan nie meer daar wees nie. So vir 3 jaar lank gaan roep hy sy disippels een vir een, uniek op hulle eie manier, en hy deel hulle in sy bediening in, en hy stap saam met hulle tree vir tree die pad, saam met sy bediening. Hulle sien honderde wonderwerke. Want nie al die genesings wat Jesus gedoen het is opgeskryf in die woord nie. Want by die bergpredikasie sê hy het almal genees wat daar was. Nou op 2 geleenthede lees ons dat daar duisende mense voor hom was en hy het hulle kos gegee met die 2 visse en die 3 broodjies, of die 3 broodjies en die 2 visse. So ons weet dat die mense na hom toe gekom het in crusades, in duisende. En die woord sê hy het vir elke een gebid wat siek was en elke een het genesing ontvang. So daai is nie elkeen opgeskryf in die woord nie, maar hulle het elke een beleef. Hulle het elke een gesien. Hulle het ook die een wat hulle opgeskryf het, die blinde wat gesien het, die dowe wat oor, die lepers wat gesond geword het. Daai is opgeteken en ons besef dit. Dit het hulle alles beleef terwyl hulle saam met Jesus die pad gestap het. Hulle staan by die water in 'n skuit en hulle sien hoe Jesus die natuur aanspreek, die wind aanspreek en die water stil raak. So hy het nie net genesings gedoen nie, hy het die natuur ook aangespreek. Hulle besef wie hy is en hulle stap saam met hom tree vir tree en hulle sien elke ding wat hy doen. It's amazing, hy staan by die water en hy beveel die visse om teen die natuur te swem na die net toe. Na dit wat hulle gaan vang, na dit wat hulle teen hulle natuur sê, ons nie veronderstel is om te doen nie, hy beveel die visse om dit te doen, om in 'n net in te swem, op die verkeerde tyd van die dag, op die verkeerde plekke van die dam, beveel hulle om dit te doen, sodat hy 'n wonderwerk en 'n teken vir sy disippels en die mense om hom kan wys. Hy staan buitekant 'n graf en hy roep 'n man se naam uit, en 'n dooie man, wat 3 dae lank al in die graf is, kom uitgestap. Hoeveel meer het hulle nodig om te sien wie hy is? Hoeveel meer vertrou hulle nie die man saam wie hulle stap nie? En daai selfe man sit om 'n tafel en hy sê vir hulle, oor 'n paar uur van nou af gaan julle my nie meer sien nie. Oor 'n paar uur van nou af gaan hulle my vang. Hulle gaan vir my slaan, hulle gaan vir my martel. Ek gaan onbekend wees, soos wat hulle my gaan slaan en my baard gaan uitdruk en my lyf gaan vermorsel, want my bloed moet vloei vir julle versorging, vir julle resurrection, vir julle herstel met God die Vader. En hulle hele lewens word geskit. Hulle hele lewens word omvergegooi, want wat hulle gedink het in die 3 jaar, want die hele tyd sê die Here vir hulle, Jesus sê vir hulle, ek bring vir julle 'n nuwe koninkryk.
En in hulle mindset en in hulle kultuur weet hulle dat Moses het hulle reeds uit Egipte uitgebring. Dis hoe God dit die vorige keer gedoen het. En Jesus sê ek is die Messiah. So nou dink ek net in my mind as ek saam met hom gestap het, miskien is dit wat hy gaan doen. Miskien gaan hy Caesar van sy troon afgooi en hy gaan op die troon kom en hy gaan die een wees wat in beheer is, want hy gaan tog, dis wat die woord sê. Die skrif sê hy gaan ons kom verlos. Hy gaan die heerser wees. So hoe gaan hy dit regkry? En nou sê hy vir ons hy gaan nie meer daar wees nie, hy gaan doodgaan. Dit maak nie sin nie. Nou sê hy, moenie, wat sê die Afrikaans? Moenie ontsteld, benoud of bekommerd of geroer wees deur dit wat ek nou vir julle sê nie. Hoe is dit moontlik? Vanmôre sê die Here vir ons presies dieselfde ding. Deur 2000 jaar terug het hy dit vir hulle gesê. Vanmôre sê hy dit vir ons ook. Moenie ontsteld wees nie. Moenie benoud wees nie. Moenie bekommerd wees nie. Moenie geskit word of geroer word deur die omstandighede waar jy jouself in bevind nie. Jou omstandighede waarin jy currently is, hoekom laat jy toe dat daai omstandighede waarin jy nou is, net soos die disippels om daai tafel, dat dit hulle ontstel, dat dit hulle ontstig, dat hulle benoud word en geroer word en geraak word daarneer. Ons het nie altyd beheer oor die omstandighede wat om ons aangaan nie. Maar Jesus wil vanmôre vir ons weer sê, moenie dat dit jou roer nie. Want ek weet, ek ken. Jy sien, Jesus het daar gesit om daai tafel en hy het met daai inligting daar met hulle gedeel, wetende wat die outcome gaan wees. Die disciples, not so much. Hy het vir 3 jaar lank vir hulle verduidelik en probeer verduidelik deur verskillende maniere en prentjies en goeters, wat gaan gebeur, maar hulle het dit nie heeltemal verstaan nie. So Jesus sit daar en sê, moenie bekommerd wees nie. Glo julle in God die Vader? Glo julle dat hy die bron van alles is? Hy is die begin en die einde, hy is die Omega. He's the almighty King of kings and Lord of lords. There's nothing above him that is higher in authority than God himself. Stem julle saam? Dis God. God die Vader. Dis wat Jesus vir hulle sê. Want dis wat die Israeliete geken het, dis wat die disippels geken het. Hulle het nie geweet dat Jesus die middelgang is nie. Hulle het net God die Vader gehad. Net soos wat ons vanmôre hier sit en sê, ons weet hy is die hoogste autoriteit. Ons weet hy is die Alfa en die Omega. Ons weet hy is die begin, die einde. Hy weet, ons weet nie. Hy is by magte om dinge te doen, soos wat Jesus gedoen het, ver bo wat ons kan sien, dink of kan imagine. So sê die skrif. Is hy daai bron vir jou? Is hy daai bron vir jou? Dan sê Jesus, believe also and adhere to and trust also in me, soos wat julle in God glo. Moenie net God, believe in, adhere to and trust also on me. Hoekom? Johannes 14:6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand, Hebreëus, Grieks, Romeins, Tsongaan, Zulu, Afrikaans, Engels, gaan soek die woord niemand op, dit beteken dieselfde in al die tale, niemand kom na die Vader. Hoe? Behalwe deur Jesus Christus nie. Behalwe deur Jesus Christus nie. Johannes 15 vers 1, en ek gaan 'n gedeelte lees. Hy sê, I am, dis God, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Any branch in me that does not bear fruit, that stops bearing, he cuts away, trims off, takes away. He cleanses and repeatedly prunes every branch that continues to bear fruit, to make it bear more and richer and more excellent fruit. Dwell in me, and I will dwell in you. Live in me, and I will live in you. Just as no branch can bear fruit on its own without abiding in
being vitally united to the vine. Neither can you bear fruit unless you abide in me. Wie wil vanmôre hier sit en sê, ek het God se blessings nodig in my lewe? Ek het God se voorsiening nodig in my lewe. Die bron waar alles begin en waar alles en niks onmoontlik is nie. Ek het daai bron het ek nodig vanmôre. Dan sê hierdie skrif dat die manier hoe ons by dit gaan uitkom is to be vitally united with Jesus Christ. To be vitally, om my skoonma gebruik suurstof en sy kry dit by Vital Air. Nou dis vital vir haar om die air te hê, anders gaan sy dit nie maak nie. To be vitally united with somebody beteken as jy nie by hom is nie, dan is jy soos die skrif sê, 'n tak wat besig is om uit te droog. En dan sê hierdie skrif, die takke wat uitdroog, gaan hy afhaal. Hy gaan hulle snoei, hy gaan hulle verwyder en hy gaan dit in die vuur gooi. You need to be vitally united to the vine. I am the vine, you are the branches. Whoever lives in me and in him bears much abundant fruit. Whoever apart from me or cut off from vital union with me can do nothing. Ek is die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Jesus is die koneksie wat ons nodig het tussen die Vader en dit wat hy vir ons wil gee en doen en unlimitedly wil doen. Jesus is ons connection daar. If you live in, abide vitally united to me, and my words remain in you and continue to live in your hearts. Ask whatever you will, and it shall be done to you. Wil ons die vrug hê? Ja, ons wil. Wil ons God se voorsiening sien en kry en ontvang? Do we want to be in a place where he gets the glory for everything in our lives? Nie my wil nie, Here, u wil. Then he says, if you live in me, abide vitally united to me, and my words remain in you, and continue to live in your heart, ask whatever you will, and it shall be done for you. Hoekom? When you bear and produce much fruit, my Father is honored and glorified, and you shall prove yourself to be true followers of mine. John 14 verse 12 says, I assure you most solemnly, I tell you, if anyone steadfastly believe in me, he will himself be able to do the things that I do, and he will do even greater things than these, because I go to the Father. So God is ons bron. God is die great I am, die ek is. I mean, dis 'n hele series op homself, I am. Niks is te kort vir God nie. Niks is te groot vir hom nie. Niks is buite sy beheer nie. Niks is onmoontlik vir hom nie. Hy is ons rots, hy is ons goeie herder. Hy is die regter, hy is ons voorsiener, hy is liefde. Hy is vrede. Hy is die bron van alle lewe. Hy is the great I am. So met die sondeval, Adam en Eva wat in verhouding was met die Here, wat saam met hom gewandel het in die tuin van Eden, was united with him. En as gevolg van wat hulle doen, en ons gaan nie soontoe gaan nie, breek hulle die verhouding tussen God en mens. Maar God is alomteenwoordig. So God is die bron. Dis soos daai plak daar agter by die DB-bord. Is hierdie rooi draad ingeplak by die DB-bord. So ek weet Eskom en load shedding, vergeet al daai goeders. Vanmôre sien die prentjies soos wat jy die wyn, ek's nie 'n wyn, ek het nog nooit wyn gemaak, nog nooit 'n wyn geplant nie, ek weet nie heeltemal hoe dit. So ek het nou die Here gevra, hoe maak u dit vir my in vandag se terme prakties? So hy sê hy is soos daai DB-bord in hierdie gebou
vanmôre. Hy is die bron van die krag wat in hierdie gebou inkom. As ons daai bron moet afsit, is die plek donker. Is hier niks wat kan werk binne in nie, want hy is die bron. Ons is soos hierdie lampie. Dis 'n mooi lampie. Hy's perfek gemaak deur God. Hy het 'n skakelaartjie. Wat werk? Maar die lamp het iets nodig om tot sy volle potensiaal te kom. Om te doen dit wat hy geskape is voor, het hy nodig om iets te kan, hy het nodig om wat? Ingeplak te word. So nou sê hy vir my, ek is God die Vader, ek is oral, ek is alomteenwoordig, ek weet wat aangaan. Ek weet wat jy nodig het. Dan kom ons na 'n plek soos vandag, Sondag, en ons het 'n wonderlike worship, en ons hoor die woord van God, en ons kry hierdie deposit, wat in ons ingaan, en ons gaan met daai ding na iemand toe, en ons lig skyn. Ons lig skyn, sonder dat ons ingedruk plek is by die Here. Skyn ons. En ek sê, Cornelia, Sondag se diens was so 'n blessing, was so amazing. I exalt thee, ek het die Here so groot gemaak, en wie hy is, en wat hy is. En maandagoggend dan maak ek die koevertjie letter oop, en dan sê hy, jy skuld soveel vir die dokter, en dan sê ek, okay Here, ek gaan terug werk toe. Ek sal gaan harder werk, ek moet nog iets doen, ek moet 'n lening gaan uitmaak om hierdie te doen. Ek het nodig om planne te maak hoe ons so en so gaan maak, en teen Woensdag aan, dan sê ek heeltemal depleted, dan sê ek, laat ek sel toe gaan. Dan gaan ons Bybelstudie toe, en dan kry ons 'n goeie woord by King's Men, en ons hoor, hoe maak ons, hoe doen ons dit, hoe is ons mans van God, hoe plug ons in by die Here, en ek is so excited, en ek is opgevlam, en ek kan nie wag om by die volgende mense uit te kom nie, en ek gaan na hulle toe, en ek deel dit wat ek het, maar binnekort, dan gaan dit weer weg. Hey, dan het ons 'n konferensie, en ons het besoekende predikers wat die anointing van die Here sterk op hulle dra, en hulle lê hande op ons, en ons ontvang iets, en ons skyn helder, en dit gaan met ons goed, en ons gaan 'n week, en ons gaan 'n maand, en ons gaan 6 maande, en dan kry ons slegte nuus. Kom dinge oor ons, wat ons nie beplan het nie, wat ons nie wou gehad het nie, en dan gaan dit weg. Hoekom? Hy sê, hy is die bron. Hy is oral en alomteenwoordig. Daarom kan hierdie ding kan skyn. Of ek daar by hom is of nie, ek kan skyn. Want hy gee my die genade, hy het die genade om saam met ons die pad te stap, maar we cannot be vitally connected to him. As ons nie ingeplug om met hom, dan kan ons hier doen net wat ons wil, want hier gaan niks anders nie, want ons is ingeplug by die bron, by Jesus. Ons is in by die vine, by die true vine. Hy is reg by die bron. Hy het gesê, ek gaan vir julle 'n pad oopmaak. Ek gaan herstel dit wat julle nodig het om by die bron ingekonnekt te wees. Dit is ek, Jesus. Jesus het met die wind gepraat, die see gepraat, hy het die visse gedoen, hy het al die wonderwerke gedoen, hy het al die genesings laat plaasvind. Hoekom? Want hy sê in die skrif, I am in the Father and he is in me. Hy sê ek doen niks as ek my Vader dit nie gesien doen het of gehoor het nie. Dis hoe Jesus sy pad gestap het. Hy het vir ons gewys dat deur elke omstandighede waardeur hy gaan, deur elke ding wat hy deurgaan, weet jy wat? Hy preek vir duisende mense. Hy's moeg. Hy het almal genees. Hy's moeg. Hy klim in daai skytjie en hy gaan na die ander kant toe. Halfpad oor die water. Al wat hy het is daai bietjie tyd om te rus, om sy vlees 'n ruskans te gee, en daar's 'n storm. Hy staan nie op, ontsteld, geskit, geruk daardeur nie, want sy Vader, as dit is soos wat hy sê, en dit is, het hom reeds gesê, daar gaan 'n storm kom.
Wat hy wel gesê het is, thee of little faith. Want hy het gehoop dat die disippels, omdat hulle by hom is en saam met hom wandel, sal kan doen dit wat hy reeds vir hulle gewys het hoe om te doen. So hy het opgestaan en hy het dit gedoen. Ek het al 100 keer hierdie ding, mense wat my ken sal weet, as die Here vandag in hierdie diens vir jou sê dat môreoggend, as jy winkels toe gaan en in die winkels gaan daar 'n persoon na jou toe aangerol kom in 'n rolstoel en hy wys vir jou vividly hoe die vrou lyk wat in hierdie rolstoel is en jy wat hande op haar lê in die winkel en sy uit die rolstoel uit opstaan en sy loop tot eer en verheerliking van sy naam. As jy môreoggend in daai winkel instap en daar kom 'n vrou op 'n rolstoel na jou aan, wat gaan jy maak? Jy gaan jou hande op haar lê en jy gaan haar uit die rolstoel. Hoekom? Want jy gaan nie een oomblik twyfel dat dit wat die Here jou gister gewys het, vandag gaan plaasvind nie. But we need to be vitally connected to Jesus Christ. We need to be vitally connected with Him, in Him. So ons kan hier rondhardloop en daar is mense, daar's baie predikers, mense in bediening wat rondhardloop en God die eer gee vir alles wat hulle gedoen het. It's amazing, God is good, He's awesome. Maar die eerste taxi wat voor jou inraai, die eerste ou vents wat jy vat, die eerste keer wat dinge so bietjie moeilik raak vir jou, dan gaan die lig af. Dan plug ons uit, want ons was nooit werklik ingejack nie. Ons was nooit werklik daar nie. Ons kom naby, en as ons naby kom, dan skyn ons, want dit is lekker. En it's amazing, want as ons in hierdie plek is waar ons hier is, dan is ons in die perfekte wil van God vir ons lewens. Maar hy is die weg, die waarheid en die lewe. Moenie ontsteld, benoud, bekommerd of geroer word deur jou omstandighede nie. As jy doen, as jy in 'n posisie is waar jy sê, Martin, ek weet nie, jy weet nie waardeur ek gaan nie, jy het nie 'n klou nie. As jy weet wat ek weet en jy in die posisie sit wat ek sit, dan sal jy ook geroer word. Nee, dis nie wat die skrif sê nie. Die skrif sê, moenie ontsteld, benoud, bekommerd of geroer word deur dit wat voorlê vir julle nie. Alhoewel dit onbekend is, alhoewel dit nie lekker is nie, alhoewel dit ongemaklik kan wees, ek is met julle. As hy die begin van die einde ken, einde van die begin, hy weet. Hy weet. Nou as hy weet, hoekom nie net na die bron toe gaan en sê, Here, U weet. Ek weet nie. Dis waar ek myself bevind in my lewe waar ons nou is. Ek is op 'n punt waar ek sê, ek is so freaking moeg om so rond te hardloop. En wanneer dit moeilik raak en wanneer die storm kom en wanneer omstandighede kom en dit nie regtig meer so gemaklik is as wat ek dink dit moet wees nie, dan voel ek is gedreineer. Dit voel vir my, ek kan nie meer nie. Ek het niks meer om te gee nie. Dan sê ek, Here, dit maak nie sin nie. U het so gesê, U woord het so gesê, U profesie oor my lewe het so gesê, daar's soveel dinge wat ek na hom toe vat, en dan sê hy vir my, kom plak net weer in. Want as ek hier ingeplou is, dan sê hy die woord, hy is my rots, hy is my vesting, hy is my vrede, hy is my provision. He gives me the peace, He gives me the healing, He gives me everything that I need. Hy is die goeie herder. Niks sal my ontbreek nie. Hoekom ontbreek niks 'n skaapie nie? As 'n skaap 'n goeie herder het, dink jy daai skaap sit daar terwyl hy daai een polletjie gras daar kou wat hy nou daar sien. Dink jy vir een oomblik hy dink daar aan die wolf of die leeu of die niks. Want hy het 'n goeie herder. Die goeie herder sê, daar's mooi gras, daar's 'n graswyveld, kom ons skuif, daar waar waters, waar rus is. Ek gaan julle lei na waar dit moet wees. Maar as daai skaap opstaan en sê, ek like nie meer hierdie gras nie. Ek gaan my eie paadjie loop.
dan stap ons eie paadjie. Dan gaan ons waar ons moet gaan en waar ons dink ons moet gaan en waar ons wil wees. En waar ons dink, dit is goed. Waar ek dink, God het my geplaas. En binnekort, dit bly 'n lamp. Dit verander nie. Dit wat ek nou doen hier, verander nie wie hierdie is nie. Ek is nie minder God se kind nie, ek is nie minder na sy beeld geskape nie. Wat ek nie is nie, is ek het nie sy bron nie. Wat ek nie is nie, is ek kom nie tot die volle gestand van dit wat God my gemaak het nie. En dit maak nie saak hoe hard ek probeer nie. Ek sal nooit hierdie lamp tot sy volle geregtigheid en sy volle gestand bring, as ons hom nie kry by 'n bron, waar ons hom kan aanhou, vir ewig nie. Want die bron sal nooit doodgaan nie. Die bron gaan nooit ophou nie. Die bron, volgens die woord sê, hy slaap nooit. Hy's altyd daar. Hy's altyd daar. So vanmôre is jy ontsteld, is jy benoud, is jy geroer deur jou omstandighede, sit jy hier vanmôre en jy sê, ek hoor, en ek is skuldig aan, dat ek uitblik. En mens besef het nie, dis 'n inner, kom vee vanmôre, ek gaan niemand laat confess nie. Doen selfondersoek en sê vir jouself, is ek op 'n punt waar ek sê, ek weet nie meer nie. Dit is so lank wat ek nie meer weet watter kant toe nie, en ek bid so hard vir die Here om my te wys waar en hoe, en ek kry nie daai antwoord nie, en ek weet nie meer wat om te bid nie, want my gebede gaan net tot op 'n spesifieke plek. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, jy's most probably besig om te bid. Maar jy's so ver van die bron af. Jy's so ver van dit wat hy vir jou gevra het om te wees. Jy's so ver van die Jesus af. Want ons dink ons weet. Wanneer Jesus vir ons 'n realiteit word, wanneer dit wat hy vir ons gedoen het 'n realiteit word, wanneer ons besef dat wanneer ons opstaan en daar 'n krapperigheidjie in ons keel is, dan kan ons sê, deur sy wonde is daar vir my genesing gebring. Niks is onmoontlik vir hom nie. Wanneer jy opstaan en jy daai rekening kry en sê ek het nodig om hierdie en hierdie en hierdie te betaal en my finansies werk nie, dan het ons die reg as ons ingeplug is volgens die woord om enigiets vir hom te vra en he will give it to you. He will give it to you. Maar die probleem is ons hardloop almal hier rond met ons lampies en ons skyn wanneer ons lus het om te skyn en ons gebruik God se naam en sy woord. Die disippels het dieselfde gedoen. Jesus stuur hulle uit 2-2. Kom hulle terug. Vader, Rabbi, hulle het my vader, hulle het hom Rabbi genoem. Rabbi, jy sal nie glo nie. Ewen die duiwels luister vir ons in jou naam. Wow! Wow! Amazing! Maar hulle was nog nie in Jesus nie en die duiwels het gewyk. So ons lê hande op mense sê ons in Jesus naam. En partykeer werk dit. En partykeer werk dit nie. En ek het altyd gewonder, partykeer werk dit, partykeer werk dit nie. Is ons ingepluk? Of hardloop ons rond en ons gebruik sy naam en omdat hy alomteenwoordig is en hy God die Vader is en hy weet wat jy nodig het en die persoon wie se hande jy oplê het dalk die deurbraak nodig, maar jy stap weg en dink, I did it. Ek het dit gedoen. Ek is awesome. But if you are vitally connected to the true vine, en jy verstaan wat hy vir jou gedoen het, en tot wat hy in staat is, you will never leave him. You will never leave him. Jy sal hom wil koester, jy wil hom by jou hou, jy sal dag vir dag, tree vir tree, decision for decision, you will spend time with him. In al jou weë. In al jou weë. Vra hom, hy sal jou baie vir jou gelyk maak. Hy sal jou baie vir jou gelyk maak.